dit is so skynstaan 9 nou, en natuurlijk is dit die tyd dat ons weer 'n laat aan kuier storie moet vertel, en vanaand is 'n mooi storie. Nie vir my, omdat ek hom nou vertel of enigiets sê, dit is vir my 'n mooi storie, en net nou as ek die musiek inset het, is dit ook vir my mooi storie, so ek het vir jou 2 mooi stories vanaand, en die een is van so 25, 30 jaar in daardie tydperk gelede. Ek was toe nog 'n jong man gewees, en ek was iemand wat daai tyd baie sosiaal was, en ek wil, baie mense het my genooi om te kom braai, en ek het baie mense genooi om te kom braai. Ons was vriende wat gereeld saam gebraai het, en ek het altyd gewonder, as ek nou eendag ouer raak, of ek ook nou sal, mense kry wat by my wil kom braai, of saam met my wil kom kuier, of gaan ek nou maar alleen oud word, of my elke keer net op my eie moet braai, en so dit gebeur toe ek nou 'n jong man was, wat ek 2 bure gehad, en die een was oom Merwe, en die ander een was oom Teens. Nou oom Merwe was op daai stadium diep in sy 70's gewees, en oom Teens was al diep in sy 80's, maar nou kan ek vir jou sê, op 'n Saterdagmiddag, as dit nie so 5:30 se kant is, dan sien ek hierso oom Teens, my buurman, ek sien daar bo die dak, daar loop die veertjie, en dan weet ek, as die veertjie is, dan wag oom Teens vir my. Dit is nie, hy gaan nie vir my bel of vir my sê, dis ek moet nou kom, die veertjie brand he. Nou al wat ek dan gedoen het, dan het ek nou maar oorgestap langs aan oom Teens toe, en dat ek nou by hom gaan sit, by hom met Tannie Rina, en dat ons nou, daarom nou lekker daar rondom die vuurtjie gekuier. Hy het sommer die gebruik gehad, hy braai sommer vir die week. So, dit was sy manier gewees, en 1 keer 'n week, dat het gebraai. Natuurlijk het hulle daar by 'n lekker braaiplekkie gesit, en dan het ons nou daar stories vertel, en ek onthou nog hoe oom Teens my vertel het, dat hy was destyds daar wat Teewaterskloof-dam nou is, het hy 'n plaas gehad, en hy was een van die boere wat die plaas moes ontruim as gevolg van Teewaterskloof-dam, en dit was dan ook so dat hy toe die plaashuis moes ontruim het, en toe hulle uiteindelik nou die dam is nou begin vul met water, was dit ook nie baie lankie toe oom Teens sy hele huis en sy hele plaas is toe onder water, en wat so interessant is, hy het vir hom, daai tyd het hy vir hom 2 karre gekoop, Chevrolet karre, en daar was 'n Chevrolet bakkie en 'n Chevrolet kar wat hy gekoop het, en al 2 dieselfde goue kleur gehad, en oom Teens was baie spoggerig met die 2 karre, en toe hy nou 30 jaar later nou al afgetree is, toe hy nog steeds met die 2 karre gery, en ek onthou dit nog so duidelik, hoe trots hy op die 2 karre was, en daar waar hy gebly het, en lekker hy gebraai het, en lekker saam met hom die vuur gekuier het, en die buurman ook aan die pad, hy het die manier gehad, elke keer as hy nou hier so laatmiddag begin word, dan maak hy sy garage-deur oop, en dan kom staan hy nou, dan kan seker nou vir hom 'n sigaretjie aan, hy het vir my vertel, een van die stories, toe hy sê, toe hy in Sip-A was, het hy vir die eerste keer op 'n rook, so dan moet jy verstaan, dat hy toen nou al hier so, amper in sy 80's, maar nog steeds, maar sterk aangegaan met die sigarette, hy sê dan toe nie meer 'n pakkie 'n dag gerook het, maar hy het nog steeds, tenminste 'n halwe pakkie 'n dag het hy, maar toe nou maar baas geraak, en as hy nou daar by die deur kom staan, dan kyk hy nou so uit oor die pad, en hy kyk daar na my, hy se kant, hy kyk nou waar iewers lewe is, want as hy sien, daar is iewers lewe, dan wink hy vir jou. Ek onthou nog my seun, die eerste keer wat hy gestap het, kyk, as hy van hom Teens gesien het, dan het hy geweet, hier kom nou Sweetie op pad, en ek onthou, ons het ook aan die pad gestaan, ek en my seun, hy is nou 27, en toe sien hy was op daai stadium so, net toe hy so wil begin stap, en daar staan oom Merwe aan die oorkant van die pad, en hy wys net van so 'n lekkertjie, nou hy ken dus nou oom Merwe se lekkertjies, en nou sal ek vir jou sê, nou, daar, my seun staan toe nou net daarop, en daar begin stap hy nou, hy stap na oom Merwe toe, met oom Merwe het van 'n Sweetie, of 'n lekkertjie, ek weet oom Merwe het gepraat van 'n Sweetie, en hy stap daai hele pad, van die kant van die pad, natuurlijk stap ek nou saam met hom, en maak seker, als is hy weet reg, en dat daar nie probleme is, hy stap tot by oom Merwe, en hy vat sy lekkertjie by oom Merwe, en hy gee dit vir my, en toe moes ek het nou vir hom oopmaak, en toe gee ek het vir hom terug, en toe is hy nou baie tevrede met homself. Nou oom Merwe het ook die manier gehad, hy was nou nie iemand wat baie gebraai het meer nie, maar ons het gereeld straatbraais gehou, en sulke goed, en dat was altyd die lekkerste kuiers gehad, en nou is allemaal in die strate, en sommer vriende, en familie,
En daar is ons maklik so 20 mense, 25 mense wat daar in die straat, elkeen daar op 'n kampstoel, sit ons met daar en kuier, en ons geniet dit, en ons gesels lekker, en dan die glasies klink, jy weet, dis mos nou 'n wêreld daai, wat net van die 5 jaar goed is, die mense ken nie iets anders daar nie. As dit nou so Dinsdag so 6 se kant geword het, dan maak hom teen sy garage oop, en nou kan hy ook om dop, hy weet nie, ek kan hom sien nie, nou kyk ek wat hy maak, en dan later dat draai om, en stap in die huis toe, dan weet ek, my foon gaan nou lei, en dan sit seker net so 30 sekondes of 'n minuut later, die lei my foon. Nou daai tyd was ons nog nie selfoon en sulke goed gewees nie, of ek het nog een gehad nie. Ons het nog met hierdie landlyne gehad, en ek het 'n koordlose foon gehad, maar ek het nog geweet om teens gebel, so ek het sommer nou al die koordloos by my gehou, en dan is die foon lui, en dan sê ek, ons het daai tyd gesê, weet ons nommer, goeienaand of goeiemiddag, en ek weet nie hoekom ons die gebruik gehad het om ons nommer te noem nie, maar ek kan natuurlik nou nie weer ons nommer presies of lekker onthou nie, maar nietemin, nou sê ek my nommer en sê ek goeienaand, maar ek weet nou, dis hy, kyk ons, die foon het my soet jou gewys wie bel nie, jy moes nou maar antwoord om te hoor wie bel, en dit was nogals goed gewees, lekker gewees as iemand jou bel, maar nie soos vandag se selfone wat 'n nuisance is, ek nou maar eerlik moet wees, vir my is dit 'n nuisance, die selfone, iets wat ons nie sonder meer kan klaarkom meer nie, maar dan as ek die foon antwoord, dan sê ek nou my nommer, ek groet, en dan sê, hy sê nie weer, hy sê net, o Christo, en dan moet jy onthou, hy het nog nie vir doppies geken nie, hy het net vir Christo geken, hy sê, o Christo, dis Dinsdag aan, ek sê, o Merwe, dis reg o Merwe, ek sê nou, dan sit kuier is nou daar so by o Merwe, en dis 'n geselsery, en dan die heerlikste jagstories, volksvangstories, jy weet, Henties Baai, al die plekke, kyk, dit was sy lewe gewees, hy was 'n redelike welaf persoon gewees, so hulle het, daar die beste deel van die lewe, het hulle goed geken, en dan het jy by hom, as jy mag gekom het, dan haal hy vir jou 'n stukkie biltong uit, en dan hierdie snoeiskere, wat 'n mens mee, die bome mee snoei, kyk, hy was 'n appelboer gewees, en dan sit hy so 'n snoeisker daardeur, jy het nie 'n skerp mes by hom gebruik, jy het die snoeisker gebruik, en dan tip jy vir jou so die stukkies, want jy wil toch probeer, as jy sukkel om lekker biltong te sny, probeer 'n snoeisker, en jy gaan sien, dit werk absoluut fantasties, en dan knip jy nou vir jou so 3, 4, 5 stukkies af, en dan sit jy dit nou eers weer daar neer, en dan geniet jy nou jou biltongkie, en jy geniet jou glasie met die ys in, en natuurlijk, ek gaan afsluit met dit, as om Merwe vir jou nou genooi het, en hy skink nou vir jou glasie, dan gooi jy nou die glasie van hom, die reg bo tot ys, en dan sal jy nou van die 5 jaar ingooi, en dan sal jy so die laaste centimeter, sal jy dan nou die glasie optop met kook, nou kan jy self indink. En dit was ander tye gewees. Ek was 'n jong man wat baie aandag gegee het aan die ouer mense daardie tyd, nooit opgehou daarmee nie, en ek vind nogals dat die jonge mense, ek kom goed reg met hulle, ons kuier lekker, ons gesels, en dit is lekker dat hulle vir my oom noem, en al die goed, en mense aanvaar moes nou maar, jy word ouer, en daarom dink ek, as ek van opinie, kyk, Grootboek sê, eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word, jy sal lewe tot in lengte van dae, so dat dink ek so vir myself, weet, miskien is dit die rede hoekom ek destyds so aan die ou mense, ouer garde aandag gegee het, is dat die rede hoekom jong mense vandag aanklank vind by my, of ek vind aanklank by hulle, en ons gesels lekker, en ek kan vir hulle stories vertel, uit my jong dae, en hulle kan vir hulle stories, vir my vertel, ek as 'n jong man so aandag gegee in die ouer garde, ons lewe in 'n tyd, waar baie ouer mense word alleen oud, en daar is nie jong mense wat hulle aandag gee nie, en ek kan vir jou eerlikwaar sê, hoe ouer jy word, jou behoefte om aan jong mense ook in jou aandag gee, is nogals verbasend hoog, en daarom is dit vir my wonderlik, as ek die geleentheid kry, om saam met jong mense te kan kuier, en dan ook my stories met hulle te deel. Ek dink dit is een van die wonderlike dinge, as 'n mens ouer word, jy het so baie om te gee vir iemand, so baie om te vertel, so baie om te leer, of om te help mee, en jy sit met al die kennis, maar as daar nie jong mense is wat by jou kom kuier nie, of met wie jy kan die goed deel nie, dan gaan dit als verlore, en dan waar's dit dan, dis weg, dis vir ewig weg, en stalkies wat verlore raak, en baie van my stories wat ek hier vertel, op laat aan kuiers, kom uit
byvoorbeeld van hom Merwe af, van hom Teens af, sulke mense, en natuurlik nie net hulle twee nie, en dis het vir my onthou stories, en ek kom vertel dit vir jou op jou stasie, en dis vir my 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen, en dis sommer waar die mooiheid inkom, van die mooi einde van die storie, is net, dat die mens ek kry die geleentheid om sulke goed met jou te deel, en dit is my wonderlik om ook jou stories, dat ek ook jou stories kan hoor.